Ek hou nie van gym nie. Ja, Ek ook nie. Het jy Ek ook kanoes? nie. Nee, ek het Ons baie praat jare eens oor die gegym, gym. dis my ek doen pilates, ek doen yoga, ek stap my honde elke dag as ek kan, ek swem. Waar swem jy? Ek is ek is op die see. Ek glo ook daar, doen net oefening wat vir jou lekker is. Absoluut. Jy moet nie 'n oefening doen wat vir jou straf is nie. Ja. Maar nou gaan party mense daar sit en sê alle oefeninge is vir my straf. We're wrinkled, we're crinkled, we're bionic through and through. We got steps for the heart, aids for the ears, and teeth that sleep in stew. We're creaky, we're leaky, but we're glad to be right here. Although I'd rather be 20 in the 70s than 70 in the 20s. Hallo en baie welkom by ons nuutste aflewering van Grys en Gatvol. Hallo Melanie. Hey, Maritza, hoe gaan dit? Dit gaan baie goed, dankie. Julle ouens, ek het nou net by ons ateljee gearriveer en Melanie het my verwelkom met 'n wonderlike koppie koffie. So baie dankie Melanie. Belangrik om jou vriende vriendelik te hou in die oggend, jy weet, 'n koffie. Net so. So ja, Maritza. Ek het iets wat my gat vol maak. Vertel. Surprise. Kyk hier nee, hierdie ding wat hulle soos ons ouer word, hierdie ek weet nie hoe mense dit noem, voorwaarde druk wat die samelewing op ons sit om nog te lyk soos wanneer ons jonk was. Reg? Okay, ja. 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 Okay, ja. Gepraat van jong wees, waar ek nou eers met brille op sit. Weet jy wat 'n blef? Ek weet wat 'n milf is. Dis nou jy, maar okay. Nee, maar ek weet nie wat 'n blef nie. Wat is 'n blef? blef? So, 'n blef is wanneer hulle hierdie ekstra stukkie flappie hier van jou oog, O, ja. nee, dis ooglid chirurgie. Maar dis eintlik, ek dink die wetenskaplike naam daarvan is iets soos blefario of so iets, jy weet. Okay. En vir my, ek meen, joh, dis darem maar erg. As jy nou hier van jou oë begin, dit laat my vreeslik dink aan, daar was 'n fliek, It's Complicated, met Meryl Streep en Alec Baldwin. Ek weet nie of jy dit ooit gesien het nie, waar die twee is geskei en dan het hulle so 'n affair met mekaar. Korrek. Ja. En sy praat so, sy loop so in die begin, loop sy so en dan hou sy so die ooglid vas. Jy weet mos nou so die ooglid vas. En dan gaan sy ook nou na plastiese chirurgie toe wat dit meer en sê ja, nee, jy weet wat ons nou moet doen is dit en dit en dit en dit en dit en dit. En dan op die ouend sê so, wat nou sal gebeur, jy sal 'n seer kop hê vir meer as 'n maand en so aan van die vel wat nou in elk geval, maar dit my nou vreeslik daaraan dink. Maar ek sien dit nou oral op sosiale media dat daar's mense praat van 'n blef. Jy laat jou 'n blef doen, nê? Nee? En dis selfs jong mense wat dit nou blef. Jy weet, Okay, goed, kom ek sê vir jou wat, né? Ek vir julle ouens wat onseker is nou wat is 'n blef, wat ook nou op die leerkurwe is saam met my. 'n Blef is nou hierdie dingetjies wat hier so jy hang het oor nie jou. gesê Nee, ek het moes, gesien maar- hoe blef ek op pad hiernatoe. Ek myself so 'n speeltjie gecheck en gesien 'n korte blef. Maar wat ek wel wil sê, 'n vriendin van my, ek weet dit gebeur wel, dat mense so verafsak dat hulle peripheral vision definitief geaffekteer word. Weet So as daarvan. jy nou so, Reg. soos daai hondjies het so is, as jy nou so begine word en jy kan nie meer lekker sien nie. Nee, dis 'n ander storie. Dan gaan jy en daarvoor betaal die mediese fonds ook. Nee, en dis belangrik. Ja. Mediese Ja. redes daarvoor, maar wat my pla op sosiale media, dis jong mense. Jong mense wat dit Maar kyk, die jong mense nou. Iemand het nou dag vir my gesê ek moet gaan kyk na iemand wat 'n influencer is se troue. Die meisie wat trou en al haar vriendinne, hulle lyk almal presies dieselfde. Hulle almal het dieselfde hare, hulle almal het dieselfde lippetjies. Hulle almal het hierdie daai donker Eyebrows, oog ja. wat hulle daai so Ja, ekstra doen. ja. Hulle almal Wenkbraue. het die wimpers. Hulle wat jy lyk kan onderstaan dat jy nie nat reën nie. Exactly, hulle Ja. lyk almal dieselfde en dit julle ouens is 'n sad Nee, dis baie. is 'n Maar sad dis my sight punt. to behold. Nee, dis my So punt. daarmee stem ek saam. Daai het almal so homogene look wil hê. Is vir my baie hartseer want dit is ai man, waar hou dit op? Wat Dis is nou die presies die perfekte look? Ja. Is as jy nou bietjie so is of bietjie so is of bietjie so is. En jy weet hoe Botox begin het. Soos ek verstaan, het hulle dit vir mense wat se oog so twitch, jy weet, Ja. gegee. Mense wat ernstige twitches het.
En toe kom hulle agter maar dan lyk die mense ook soveel jonger. En dis toe dit het 'n mediese rede aanvanklik gehad en toe dit nou so gekommersialiseer geraak en so aan. So dis interessant. Jy praat nou van hoe pille ontdek is of seker goeters. Ek weet Botox help baie vir mense met migraines en ook met sweet en al daai. Ja. Maar Eglanil is 'n antidepressant pilletjie wat hulle baie keer, dis eintlik 'n antidepressant aanvanklik deur die FDA goedgekeur. Toe kom hulle agter as hulle Eglanils vir mans gee, dan kry hulle 'n melkafskeiding. Okay. Toe, nou word Eglanils voorgeskryf vandat ek my babas aan my bors gehad het, tot vandag toe nog. Vir vroue wat borsvoed, wat jy weet, veral met jou eerste babatjie waar jy nou 'n bietjie gespanne is en dit voel jy's 'n bietjie sukkel en daar's nie genoeg melk nie, skryf hulle Eglanils voor, maar dit is aanvanklik voorgeskryf as 'n antidepressant. So ja, dit is interessant hoe die mediese wetenskappe ook ontwikkel word soos wat ons aangaan. Ouens, vir die van julle wat nie kinders het, wat julle al blootgestel het aan hierdie terminologie nie, stel ek voor dat julle dit gaan Google. Ja. Google, wat is MILF? Dit is 'n acronym, dit is 'n verkorting van ietsie anders. Maar gaan kyk dit uit en wie weet, miskien is jy ook 'n MILF. Ek was in my beter dae. Ons was in ons beter dae. Nee, wat ek dink ons is nog steeds. Dit hang af of jy dit as 'n kompliment of 'n Nee, ek vat dit as 'n kompliment. Ek ook, dis wat ek ook gevoel het daai aand, jy weet, so fyn. Kyk hierso, ons het vandag 'n baie lekker program wat vir julle wag, 'n groot eer vir ons. So net hierna bytwas gaan ons met die wonderlike aktrise Sandra Prinsloo praat. Ons sien julle nou weer. Hier gaat hy. Ek is onseker of dit 'n goeie plan is, ek glo nie. Nee, julle ouens, ek het getraai vir ons hoor. Nee, it is not. Dit is my sakkie Probitech. So ek het hom nou hierso in iced tea drankie nou gegooi. Net 'n paar roere gegee. Dit is vrek lekker. Dit maak geen verskil in die smaak nie. So jy kan jou Probitech fiber inkry met hierdie lieflike ijskoue, koel verfrissende drankie. Cheers, dan gaan hy op goeie gesondheid. Sandra, 'n verskriklike groot eer om jou hier te hê vandag. Baie dankie. Ons is so opgewonde ek en Maritza om vir jou hier te hê. So baie dankie. Ag Melanie, dankie. Dis lekker vir jou weer te sien. Ja, Ons na al al die jare. ja. Sjoe, ek dink ons het mekaar laas gesien. Dit was in 2005. Nee, 2001, 2002 daar rondom. Dit was net in Ierland geweest. Dit was baie lekker. Maar weet jy, 20 jaar, meer as 20 jaar ja, terug. kan ek Ja, glo. ja. Sandra en ek nog net dieselfde mense. Ek weet jy, ek het vandag probeer dink wanneer het ek die eerste keer vir jou as aktrise gesien? En ek dink dit was The Gods Must Be Crazy. En dit was, ek onthou, dit was in die inry, lekker tye van die inry nog, in Gordons Bay, wat my ma ons ingevat. Maar ek dink daar was 'n ouderdomsbeperking en ek dink dit was nog een van daai kere wat my ma ons so plat gesit het want hulle wou die fliek gaan kyk het onder die kombers, net eers by die hek in is en so. Nee, want die olifante het hulle nie dronk geword nie op die Ja, Bojane. Marula. Het hulle nie 'n bietjie. Olifant. Ja. Maar dit was ook ons nou Maar dit is polities. nie gods nie. Dit was Was dit iets Wat is anders? dit crazy. anders? Is die Wow. people. O, was dit iets anders? Ja. Maar jy is nou al, sure, dit maak nou nie saak hoe lank jy, maar seker al amper 50 jaar, nee, wat jy nou al 'n aktrise is. Meer? Maar so nie detail te gaan nie. As jy nou so terugkyk oor die jare, is daar iets wat jou verras oor wat jy deur is, maar of waar jy nou is? Is daar, jy weet, hoe voel jy as jy nou so terugkyk oor die jare en van waar jy nou is? Al wat my verskriklik verras, Melanie, is dat ek so oud is. Jy weet. Wanneer het dit gebeur? Jy weet, dit voel nie so nie. En wanneer het dit gebeur? Dan dink ek net maar is onmoontlik hoe dit gebeur. Maar dit voel of ek nog eergister hierdie goed gedoen het. Jy weet, so baie van die produksies. En dit was Mense voel so dieselfde. baie lang gelede, ja. Tot jy Ek weet as terwyl jy die vensters ek loop so, ek onthou so 'n ruk terug, maar dit is lank terug, maar dit is die eerste keer wat my so getref het.
loop ek in Parys, né? Ek het daar gaan beeldhou doen vir 2 maande. Ek loop daar in die strate en ek voel so sexy en ek voel so self geëmancipeerd en ek voel so French. Ja, mense vra vir my vir directions. Ek het die regte look en alles. Ja. Ek weet nou ook om aan die watter kant van die pad te loop en my pardons mooi te doen. En ek loop so en ek check so in die venster en ek sien my donder, dis my ma. Waar? Ekskuus, het ek myself verloor en my ma geword. Ek kan net vertel, toe ek die naaimasjiene gedoen het die eerste keer. Toe moes ek nou 'n redelike swaar gremering aansit, 'n hele vel wat ek aangesit het wat. Dis nou vir julle ouens, die naaimasjien is mos so 'n ou vrou of 'n vrou wat in die ouete huis is. Dis reg, wat nou ja. reflekteer. Dis So reg, ja. En toe kom my pa kyk. Maar my pa was toe al baie oud. My pa is eers op 96 dood, so hy was al in die 90 gewees, maar hy kom kyk. En hy kon niks hoor nie. Ja. Het hy gesê ek kon nie hoor nie. Hy sê my, jy het nes mamma gelyk. Net soos mamma. Ek het nes mamma gelyk. Maar nou die sê vriendin van my, as jy daai masjien nou weer doen, dan hoef jy nie met die gebeur te doen. Spaar tyd in die stoel. Mamma lyk. Maar weet jy, as ons nou so praat oor die jare wat verby is, een ding wat ek ook baie goed onthou, is die drama oor Miss Julie. O ja. En dit was wat 85 rond daar. 85. Ja. 85. En dit was eintlik die eerste keer wat daar, dink ek in die mainstream teaters in elk geval die Baxter en ek dink dit was in die Marksteater ook in Markteater, waar daar 'n so tipe multiracial verhouding op die verhoog was. Nee, want absoluut, jy dit was het die gesien, baanbrekers, ja. jy en John Carney, né? Ja, ek en John Carney en dit was eintlik 'n markteater, dit was 'n Baxter teaterproduksie. Ja. Ons het hier geopen met dit en daar was 'n bohaai, maar niks so erg soos in Johannesburg nie. Jy weet, as in Johannesburg as in die noorde kom, dus daar 'n verskriklike bohaai gewees. Ja, giftige briewe, telegramme, Ek hoor bomdreigemente. die polisiehonde moes elke aand my kar snuif om te sien. En toe het ek nog so gelag en ek vra vir die polisieman, maar as daar nou 'n bom onder my kar is en my kar is reg voor die Markteater op die sypaadjie geparkeer, 'n spesiaal plek vir my daar gemaak. Toe sê ek vir hom, wat gaan die hond doen? Ek dink die hond gaan nou iets dramaties doen. Hy sê nee, die hond gaan sit. Dit solank die hond net nie sit is jou raai. Hallo. Maar ons gaan nou praat nou daaroor, oor hierdie fliek wat jy gedoen het, maar voordat ons nou daaroor praat, wil ek net ietsie sê. Ek weet, Sandra, dat jy baie privaat is. Ons almal weet jy's baie privaat. Daar is min inligting. Ou kan hier krap en daar krap. Ons kry nie inligting oor jou nie, want jy's baie privaat. Maar weet jy, ek gaan nou 'n aanhaling doen van 'n ou van Federico Fellini. Ek weet nie of jy weet wie hy is nie. Hy's 'n baie invloedryke en 'n bekende regisseur van die 20ste eeu. Hy's 'n Italianer. Hy het 4 Oscars gewen as meer as enigiemand anders uit sy veld. Nou, hy het 'n baie mooi ding gesê en dit is wat ek nou vir jou vandag mee gaan bietjie konfronteer. Hy sê, en ek glo dit absoluut, all art is autobiographical. The pearl is the oyster's autobiography. So jy's baie privaat, maar die rolle wat jy vertolk, wat jy in jou as 'n oester, né? Jy gee die parel, moet met jou klank somehow. En as ek nou kyk na daai fliek van Miss Julie, né, dan wil ek nou vir jou sê, dit sê vir my, jy is braaf. En dat jy het ook 'n verstaan van magsverhoudinge, jy het 'n verstaan van kompleksiteit rondom seksualiteit, begeerte, skuld en ook menswaardigheid. In al jou stukke is menswaardigheid vir my so op die voorgrond. So ek wil vir jou sê, jy wat so privaat is, weet ons dat jy verteenwoordig ook al daai beginselvaste sterk vrou wat hierdie verskriklike, moeilike konsepte aanpak. Wel, Pleit jy skuldig? ek dink nie jy kan as 'n Afrikaans sprekende wit persoon in hierdie land groot word sonder om skuldig te voel nie. Ek dink dit is 'n deel van ons DNA. Ek dink dis ingebou in ons, jy weet. Ek probeer om nie skuldig te voel nie, want ek dink dit is
Dis 'n mors van tyd eintlik om skuldig te voel. Dit is. Maak reg wat verkeerd is. Moenie skuldig voel nie. Ja, dit is nutteloos. Ja, is absoluut nutteloos. So draai om en pak die ding by die bil by die horings en raak ontslaaf van die skuld. Ja. Sê jy is jammer. Dis mos so En moeilik leef om te jou sê jammerte. En Leef leef anders dan. Dis reg, ja. Soos om vir John Carney te soen. Wat Ja, die moeilikste is. ja. Maar nee, maar die punt wat ek Ja. wil maak daar, ek meen dit was in die tyd in 85 het PB Botha ons weer 'n noodtoestand. So dit dit was so erg dit was. En was ek weet baie erg, ja. jonger mense wat nou gaan kyk hierna, julle gaan nie verstaan nie, want dit was daai 85 daai noodtoestand, dit was heel waarskynlik een van die donker, dit was baie donker vir baie jare en baie dekades, maar daai was 'n donker tyd. En vir julle om so braaf te wees, dit was ook AWB tyd, jy weet. Ek meen, Nee, ons dit het ook, was. ek het ook toe mos 'n paar jaar later begin doodstrygemente kry. So ek weet mense lag nou daaroor, maar dis nie pret as Nee, is nie jy pret as jy dit kry nie. En ek het in 'n area gewoon waar baie AWB mense was en ek het elke aand gewonder of hulle my huis gaan afbrand. Het jy bo gewoon of hierso in die Kaap? Nee, gewoon? daarbo. Ek het Daarbo, nou ja. by Weespoortdam gebly. Ja, o, jy sien ja, daarso En verseker. Dit was 'n baie regse wat Ja, noem jy regse dit? area, Sosiale ja. omgewing, ja. Ja. Enkla, ja. En Anglo het aangebied om vir my 'n iemand te gee om my op te pas om saam met my te Ja. ry, want hulle was bang iets kon gebeur. Maar ek het net gesê nee, ek kan nie so lewe nie. Ek gaan nie gevangene word van ander mense se politieke Ja. of morele waardes nie. Jy weet, dit Dit is is not my life. Ek drasties. gaan nie so lewe nie. So ek het net gesê nee. Braaf, hoor, nee regtig, I take my hat off to you. Dit Ja, is maar my dis- baie mooi. Dit is 'n sleuteloomblik ook in jou karier om te sê dit is wie ek is en dit is wat ek bereid is to put my weight behind this principle. Ja. Ek dink dit het ook dalk te doen met 'n konsep van vryheid. Jy weet, Vryheid. want ek wil nie ek kan nie so lewe nie. Ek wou nooit so lewe nie. My ma sou nou wel gesê het ek was altyd baie hardkoppige mens. En dit is seker 'n domme strand soms. Ja. Is ek ook al genoem. Maar ek het altyd gevoel dat intuïtief het ek 'n redelike goeie besef van my pad. Soms was dit net intuïtief. Jy weet dat ek werklik nie daaroor gesit en top en dink nie, maar jy leef intuïtief en dit vat jou op 'n sekere pad en ek was altyd hardkoppig oor die pad wat ek wou volg. So. Maar dit is wonderlik Ja. as ons nou praat oor vryheid. In my persoonlike wêreld moes ek sekere goeders aflê en sekere nuwe goed leer voordat ek vryheid kon ervaar. Ek was getroud gewees vir 12 jaar met 'n baie suksesvolle en 'n bekende sakeman. En toe ek deur 'n egskeiding is, het ek Kaap toe getrek. Nou vir my om in daai omgewing te bly, het my identiteit so beperk Dit is seker. as die vrou van hierdie en my hele wêreld ek was in daai identiteit. En vir my toe ek Kaap toe trek met my 3 kindertjies, toe het ek besef vir die eerste keer ek het vryheid, want ek kom Kaap toe en nommer 1 is ek anoniem. Ek kan myself Dit uitdruk kan op jy nie wees enige manier waarby ek kan. Jy's nie anoniem So nie. daai was my sleutel tot my vryheid. Maar dit voel vir my of jy amper 'n ingebore dryfkrag het vir vryheid. Dis nie iets wat met jou gebeur het dat jy gesê het nee, ek kan nie so lewe nie. Of is dit ooit Maar so? hoekom? Van Nee. hoe? Want Afrikaner meisies is nie gewoonlik grootgemaak Nee. met vryheid in ons kop nie. Nee, ons is nie. Jong van jongs af. Het ek 'n probleem gehad, selfs op hoërskool op meisies hoër waar ek was, het ek 'n probleem gehad in daai dae. Met sekere goed wat 'n mens moes doen of sekere reëls wat jy by moes hou wat glad nie sin maak nie. Ek kan dit net nie verstaan nie. Ek kan dit nie doen nie en ek het nooit daarbey gehou nie. Ek was dikwels in moeilikheid gewees. Ja, ek was verskriklik. Good for you. En ek was verveeld op skool. 'n bietjie van 'n rebel jy, maar dis fantasties. Nee, ek was ook. Ek was. Ja. En ek het altyd selfs op 'n universiteitsvriend van my herinner my nou dag dat ek steeds ek het op universiteit al gesê ek het met hom uitgaan. Ek het hom gesê ek gaan nooit trou nie. Ek wil nie trou nie. En ek wil nie kinders hê nie. En ek was jonk. Ek was jy weet 17 toe ek universiteit toe is. Ek was jonk. Ja. En Maar wat vir ek- daai tyd.
En Jy vir weet, daai tyd, ja, want meeste Ja, meisies in die universiteit nee. gaan om 'n man te kry. Presies. Maar dit was definitief nie wat ek wou doen nie. Ja. Dit is Beslis 'n nie. besondere eienskap wat 'n definitief baanbrekers eienskap is. Hoe het jy- Want vir die meeste van ons moes ons dit leer. Ek is nou nog vies vir myself dat ek nie my hakke ingeskop het as 'n 5, 6, 7, 8, 9-jarige dogtertjie wat moes kan sykouse en 'n hoed dra kerk toe nie. Ja, ja. Ek sê vir myself, Blinkleerskone. hoekom het jy nie toegesê, Kubai Wiki, uit met die kouse, ek weier nie. Maar dit klink vir my, dit is ietsie wat jy sou doen, maar ek het baie lank geconform, totdat my good conformity my in die gat gehap het. Toe die wiele afkom, toe sê ek nee, nou gaan ons los aan die fiets ry. Maar ons is seker maar almal ons eie. Ja. Jy weet ons eie ritme, ons eie tyd. Jy weet wanneer jy reg is en reg is. Ek was jonk al het ek 'n renons in die kerk gehad want oor die uitverkiesingsleer. Want daar's prominent gesê ja, die houthakkers die waterdraers menende die swart mense. Jy terg. Is Ja. dit? Ja. Ja, So was jy nie in enige jy het 'n kerk nie? probleem. Nee, ek ken nie die Bybel so goed nie, ja. Ja, dit was Dit was, destyds ja. verkondig. Ja, van die kansel Die af. kerk Ja, het politiek ondersteun of politieke siening ondersteun. En ek weet ek het vir die dominee gevra en ek was met gedurende katekisasie vir hom gesê, maar wat as daar 'n baie goeie mens bly iewers in Afrika en het nog nooit van Jesus gehoor nie. Wat dan? Hoekom mag hulle nie hemel toe gaan? Dis sê nee, want dit is nou maar hoe dit is. My Wat wêreld, jy 'n sien. baie intelligente antwoord was. Yes. Want ek gerebelleer en toe vir my ma sê ek wil nie meer kerk toe gaan nie. Sandra, dit is nou ietsie wat ek nie van jou geweet het nie. Kyk, ek kyk na die rolle wat jy vertolk en ek sien hoe baie talent en hoe baie karakter jy het en ek sien hoe sterk is jy en hoe goed emosioneel verweefd is jy om hierdie rolle na ons toe te bring. Maar dit wat jy nou vir my vertel is nou vir my 'n verrassing en ek wil net vir jou sê I salute you. Ek kom baie min mense te wat van jongs af so sterk beginseld is en so free thinking. Dit is vir my wonderlik, hoor. Dit is vir my voel jy- lekker te Dit is hoor. maar hoe mense aan Flippin' mekaar lekker gesit te. is. Ek meen, dis nie Ja. Voel jy nou vry? As jy nou dink, ek meen voel jy ek wil vir jou twee vrae en ek vra. Die een is, hoe het jy daai vryheid uitgeleef in 'n bedryf waar daar baie druk op 'n mens is oor hoe jy moet lyk? En jy weet, ek weet nie of dit altyd so is op in die verhoog nie, maar seker definitief in die filmwêreld, reg, met sekere skoonheid moet hê, jou lyf moet 'n sekere manier lyk. Was dit iets wat jy weet, kon teedruk of het jy maar saam met dit gegaan? En die ander ding, voel jy nou vry? As jy terugkyk oor jou lewe, voel jy vry? Ja, kom ek gaan terug na toe ek jonger was. Ag, toe ek jonger was, ek het nooit oor gedink eintlik of ek mooi is en of dit of dat nie. Ek het maar net gewerk en ek wou nie eintlik 'n filmaktrise wees nie. Ek wou altyd 'n verhoogaktrise wees. Want daar was vir my ook 'n permanente pos aangebied by een van die groot produksiehuise wat films gemaak het daai tyd. En ek het saam met hulle gaan eet en hulle het vir my baie geld aangebied en my pa het nog gesê, my kind, jy moet daarom nou mooi doen, want ek het net teruggewerk vir iets soos R200 'n maand. Jy weet. So, jene. Toe sê ek nee, ek wil 'n regte aktrise word. As ek gaan 'n aktrise wees, gaan ek 'n regte aktrise wees. Vir my was filmaktrises nie regte aktrise nie, wat natuurlik 'n wanindruk is, maar Ja. maar daai tyd veral in Suid-Afrika was aktrises eintlik net 'n klankbord vir die akteur. Die akteur het die lekker rolle gehad. Jy weet hulle die mans het die lekker rolle gehad. Natuurlik. Hulle die goed het met hulle gebeur. Kyk selfs in Gods Must Be Crazy. Yep. Ek is eintlik net 'n klankbord Yep. vir Marius wat die wonderlike rol het en dit wonderlik speel. Ek vat nie weg van hom nie, verstaan jy? Maar my rol is eintlik maar net ek ontvang net, ek reageer net. Jy weet, ek doen niks uit En lyk mooi. en lyk mooi Ja, of presies, whatever. flirty, jy weet. Jy weet, ja, wat ook al, jy weet. Ja. Maar so dit was nie vir my uitdagend of inspirerend nie. Ek het altyd gedink ek wil dieper gaan. Ek wil en ek het toe nou weer ernstige loopbaan gekies en hier sit ek nog steeds in 'n ernstige Ja, loopbaan. nee, daai diepte is fantasties. En wat ek so baie van hou van waar jy nou is, ek meen meeste vrouens en ons praat nogal baie daaroor op die pot gooi, is dat jy, as jy by 50, middel 50s begin kom, raak jy so 'n bietjie invisible. Jy weet, dit is soort van jy moet beklei vir daai plek, jy weet. Jy het nie invisible geword nie en ek is mal daaroor. Dankie How Melanie. come? Ek dink
juist nou die dag dat ons raak bietjie invisible, jy weet, op straat en in 'n kafee en so, as mense my nou nie herken nie, jy weet, dan dink jy, Ek wonder. dis nogal invisible. Miskien moet mens iets baie absurd doen. Simone de Beauvoir het gesê dit was haar grootste bevryding was toe mans nie meer na haar gekyk het nie. Simone de Beauvoir. Het sy gesê. So daar is 'n bevryding daar en jy weet maar Daar is iets, ek dink is geweldig. Ek gaan dit sê, bevrydend om nie in 'n verhouding te wees nie. Ja. Ek vind dit geweldig bevrydend. Ek hou nie van myself in 'n verhouding nie. Sê meer. Ek word iemand wat ek nie is. Weet jy, is dit in ons gene? Ek weet Ja, ook ek word so 'n pleaser. Ja. Jy weet, en in die begin is dit maklik en is lekker, maar dan later, Hoe meer intiem dit raak, hoe meer ja. maak dit 'n mens Maar die gespanne ding is en hoe, ja, dit is ook moeilik om 'n loopbaan te hê. En een veral soos myne wat vreemde ure het en wat jy lank weg is van die huis en om dan nog te probeer om 'n verhouding aan die gang te hou. En ek dink daar's iets in as jy 'n hoë profiel het wat baie mans tensy hulle egos verskriklik sterk is. Ja. En daar's nie Hulle ek dink daar's so sukkel. baie hulle sukkel daarmee. Hulle sukkel Want daarmee, you ja. shine brighter than they do. Jy Ja, weet, of so- hulle ego is so groot, hulle kan dit nie hanteer nie. ja, maar ietsie wat ek sien in my kinders se generasie wat vir my so lieflik is, want ek ken dit nie. My kinders en is al drie is getroud. Gelukkig met die Vader se genade het hulle goeie huwelike. Want hulle kom uit 'n gebroke huis uit, so ek het altyd gewonder, "Ag, fooi tog, wat gaan hierdie bloetjies van my doen? Hulle sal met baie terapie kry, maar hulle is in goeie verhoudings. En dis vir my so mooi hoe die jongelinge dit nou doen. Almal werk. Een wat eers by die huis kom, begin met kos maak, argumentsonthale. Ja, dis wonderlik. My dogter reis, hy gaan sy pelle, dan gaan jag hulle en kom hulle terug met jeugstemme van al die harde kuier en baie lag en deernagte. Sy na vriendinne gaan doen goeders, sy gaan reis, dan is hulle saam en dan doen hulle goeders met hulle kinders. Dan pas ek die kinders op want dan gaan die tweeetjies op 'n een of ander die Reis. kinders die middelkind het 'n naam vir dit. Ek sal nie sê wat hulle daai naweke noem nie, maar is so 'n lekker plattante lieflike Afrikaanse woord. Dan gaan hulle nou weg vir 'n naweekie. En ek sien dit ek sien dit in al drie my kinders se verhoudings, Ja. daai independence wat so sterk staan. Ja. Want in ons tyd, dit wat ek ken en my ervaring van enige verhouding is dat dit 'n vreeslike gesaamsmeltery is en wat doen jy? Want nee, ek sal sommer doodgaan. Want ek het ook ek's 'n beeldhouer. My tyd is my eie. Ja. Maar ek hou nie van iemand wat vir my tussen 8:00 en 5:00 wat doen jy? En nee man, ek werk. Nee, ja. Al lê ek op die bank en Waar- kyk 'n storie. Waar is jy? Dit is my tyd. Waar is jy? Nee, ek Niks met jou te doen nie. dit is bevrydend om in die middel van die nag koekies te eet. in Ja, die bed. absoluut. Ja. Ja. Ek Het is bevrydend om je eie ruimte om jou te hê vir my. O, Het is bevrydend om my eie badkamer te hê. Dis die in groot jou eie belangrikste bed. ding. Jy weet niemand wat as jy in die nag wil lees. Ja. Klaar dat jy die lig aan Absoluut aan die lig aan is nie. Dit is Ja, vir my ja, een van die ja. onthou toe ek die eerste oggend toe ek wakker geword het na my egskeiding het ek gedink, "Oh, ek kan lees. Ek kan die lig aan sit. Ja. Ek kan doen net wat ek wil." Dit was nogal 'n baie lekker gevoel. So tussen die trane deur. Vir ons moedig nie vir julle wat in gelukkige huwelike is aan om enigstens dit te probeer nie. Nee. Maar vir ons wat nou al deur ons trauma gegaan het en in huwelike was wat ons so bietjie het, is dit baie bevrydend. Dit is soos 'n las van jou skouers af en dit is hoekom ons so lekker kan kuier en kan vlieg en ons ding kan doen. En soos julle weet, ek's altyd die een wat sê, "Los hom." Ja, sy is kwaai met die mans. Maar jy weet, Ja, daar is, ek moet ook sê, ek moet saam sê, daar is baie mooi hier. Ja, ja, Jy ja. weet, ek het vriende en dan dis my eintlik hartseer want hulle was so goed saam. Maar nou is hy dood en nou Nou, Sy ja, verloor. verskriklik moeilik. Ja. ja. Jy Ja, weet, dis sy het baie baie gesê, moeilik. ag ek dink ek sal myself net dood drink want dit is my verskriklik. Oh, sister. Ja. Ja, nee, wel, daai helfte wat weg is. Of bietjie Ja, meer as die helfte so- as jy so- dit so saam sit, ja. Bly dat ek nie Ja, dit hoef deur te gaan nie. ja. Of ja, nee, ja, dit beslis. dit is so- Weet jy, Jane Fonda praat nou van baie verhoudings en so en dit laat my net dink. Jane Fonda praat mos van as jy 60 word, noem sy dit jou third act. Sy het haar autobiografie geskryf nou dan. Maar wat ek so daarvan hou is dat sy sê jou die third act in teater, jy moet nou sê of dit reg is, op verhoog en so aan, is altyd die belangrikste eintlik, want dis wat Ja. mense gaan onthou en dis waar die klimaks kom van dit. En ek hou so daarvan dat dit is hoe Dis wonderlik. Ek Nee, het- dis ja. mooi, hoe né? is jou Ja. dat 'n mens soort van die laaste soort van
wie praat seker nou van 30, ek dink sy praat so van 30s, jy weet, soort van, en dan jou eerste 30, jou tweede 30, en dan die third act en so aan. Hoe voel jy oor jou third act? Eintlik lekker. Ja, so eintlik vra, is ek in my third act? Maar ek het nog nooit aan gedink nie, maar ek hou van die idee, dis my third act, ja. Want soos ek jou voorgesê het, ek is net verstom dat soveel tyd verby is en hier sit ek en ek voel dit gesond ook. Jy weet, ek En jy verouder so mooi. Ja, dit Maar ek wil vir nou daar vra, maar voordat ek nou vir jou gaan vra, hoe kry jy dit reg om so flippend fantasties te lyk? Wil ek net ook vir jou sê, jy het in een van 'n onderhoud, in een van 'n artikel, het jy 'n statement gemaak. Jy het gesê, as jy nie hou van wie jy is nie, verander jou persepsie. Kan jy 'n bietjie vir ons meer daarvan sê, want ek dink dit is 'n lieflike invalshoek. Vertel vir ons wat jy daar bedoel en wel jy weet, ek het jare gelede het ek 'n baie goeie mentor gehad, so van 'n spirituele mentor. En hy het altyd gesê alles is persepsie. Alles is persepsie. So hoe jy die lewe ervaar, hoe jy jouself ervaar, hoe jy ander mense ervaar, wat jy ook al ervaar, it's a matter of perception. Jy kan dit sleg ervaar. Jou persepsie kan wees dit is aklig of dit kan wees victim victim of ek kan dit nie verduur nie of nee. Ek sal hier deurkom. Ek kan dit beveg op 'n ander manier. Of jy weet, met ander woorde, daar is nie iets soos 'n realiteit wat onafhanklik is van jou persepsie eintlik nie. Selfs 'n oorlog, selfs siekte, selfs dood. Dit hang af wat jy daarmee maak. Wat jou persepsie is van dit. Dis baie mooi, so baie mooi filosofiese punt en dis waar wat jy sê. Dis nie boeddhistiese beginsel Dit wat is hulle 'n sê baie everything is a story that you tell yourself. Dis reg, ja. Ja. Dis nie maklik om te leef nie. Dis glad nie maklik om te leef nie. Maar ek dink jy is vir ons 'n goeie voorbeeld daarvan, Sandra, want as ek sien dat die rolle wat jy kies, praat nou oor persepsie. Kom ons sê praat nou van die persepsie van die buitewêreld. Sou jy altyd 'n rol gekies het van die pragtige prinsesie en die suksesvolle vrou, dan het jy jouself ook opgelyn vir 'n baie korter career time as jy daai gedoen het, want daar is 'n tydjie in ons lewens wat ons wragtig pragtige ou prinsessies is, né? Natuurlijk, Vir alles styf en beautiful is. Ja. Dan gaan 'n ou nou deur die lewe. En ek dink dis daar waar jou fokus altyd was, is daai verdieping waarvan jy praat. So maar dit voel vir my of jou rolle kyk na die gewone vrou, al is dit Elsa Joubert, praat jy nie van haar as die monumentale mens nie, jy praat van haar as die vrou, wat broos is, wat vereensaam voel, wat deur trauma gaan, wat afgetakel word, wat verouder, wat humor beleef. So al jou rolle voel vir my soos 'n liefdesbrief aan vroue, want jy sê, dis mooi. dit voel vir my so spesiaal, want dit sê vir my, weet jy wat, jy as vrou het 'n verskriklike kleurvol verweefde ervaringswêreld met 'n verskeidenheid van emosies, van belusting en seksualiteit tot vat dit so ver soos wat jy wil. En ons lewe daarmee, ons kan ons wêreld doen met ons emosionele verweefdheid en ook met waardigheid. So daai is vir my jou gift aan my en aan ons vrouens met die rolle wat jy vertolk. Dankie. Dis 'n groot kompliment. Baie dankie. Ja, jy weet ek het al gedink baie keer in my een vrou vertonings veral is ek bietjie issue driven, jy weet, want dit gaan altyd oor een of ander 'n probleem. Ja. Of dit nou gaan oor as ek nou net dink aan naaimasjien, jy weet waar dit 'n ou vrou is en waarom ek dit wou doen was my ouers en ek het toe net deur my ma se demensie gegaan. En alhoewel hulle twee saam was, en sy was 91 tot sy dood is, maar die laaste paar jare was my pa nou alleen tot hy 96 was oorlede was. Maar ek het in die ouerhuis afgekom, ons het baie gaan kuier vir ons ouers, weet, ons is 'n gehegte gesin gewees.
Maar ek het soveel mense gesien wat daar sit, waar niemand kom vir hulle kuier nie, waar hulle heeltemal net op sy gestoot word, jy weet, en ek net, dit was my geweldige probleem om daarmee, en toe kom daai masjien oor my pad, dus het is vir my absoluut wonderlik, want ek voel, ja, Wil dit uitlig? ek wil dit uitlig, ek wil daarmee werk, ek wil sien hoe dit gehoor affekteer, en hoeveel mense het nie by my kom huil agterna nie, en gesê, ek sal elke dag nou my ma bel, of jy weet, so, ja, en Kampoer was oor verkrachting vir my, nie 'n boereoorlogstorie nie. Ek meen, dit is toevallig in die kamp, maar dis weer 'n vrou wat verkragt is en dit gebeur. Jy sou beter weet as ek hoeveel minute elke dag word 'n vrou verkragt. Dis iets verskriklik. Dit is 'n eenheid, wat is dit eenheid elke 3 vrouens in hulle lewe sal verkragt word, so iets. Nee, dis ja. So en Oscar die Pink Tannie was gewees oor 'n seentjie wat kanker kry, maar hierdie wonderlike, die Frans is mos net filosofies gebore. Ja. En die storie is dan van die ouer vrou wat in die hospitaal kom kuier. Hulle noem hulle die tannies met die pink baadjies, hulle noem hulle die pink tannies. Ja. En dan kom sy met Oscar speel en met hom tyd saam met hom deurbring. En hy vind dan uit dat hy net 10 dae oor het om te lewe. En sy ouers vertel hom nie dit nie, en hy is woedend vir sy ouers. Hy wil glad nie met sy ouers praat nie, hy wil niks met te doen nie. Hy probeer weghardloop Oscar, maar hoe sy hom dan deur 'n proses wat met hom praat. Sy is net so geskok as sy hoor hy het net 10 dae, want sy is mal oor die seentjie. Dan sê sy vir hom, maar wat daarvan as oos 12 dae, skes 12 dae. Ja, 'n bietjie lank klas in 12 dae. Maar kom ons sê dat elke dag van nou af is 10 jaar van jou lewe. So met ander woorde, dan begin hy sê ook, goed, God, want hy skryf aan God 'n brief, hy sê, ek is nou vanoggend gebore, alhoewel ek kan nie baie daarvan onthou nie, maar toe 5 was, toe was ek nou bewus geraak van dinge, en dan gaan hy so aan 10, ja, en sê, dit was nou my eerste dag, was nou 10 jaar van sy lewe, maar dan gaan hy deur die hele siektes, waar hy raak verlief op 'n meisietjie in die hospitaal, wat sy naam die blou kind is, van sy kry nie genoeg suurstof nie. Ek sien hy deurskynende wit-blou velletjie, wat so die are sien, mamma. En dan sê hy, dan klim hy by die bed en hy lê nou al vas, dan sê hy, hulle het nou die ding gedoen, gaan hy nou kinders kry? Maar dis wonderlik, want hy gaan deur die hele proses, en as hy dan doodgaan hy gaan eintlik op die 11de dag dood, dan, dit is op die 12de dag, en hy sê, so 120 jaar. Goed deurleefde lewe, wow. So dis 'n wonderlike konsep om so 'n geskenk vir 'n kind te kan gee, om te sê, goed, jy het nie 12 dae oor, maar kom ons maak dit, kom ons 12 jaar. Ja. Weet, 120 jaar van jou lewe, jy weet. Laai dit vol lewe. Is daar 'n rol wat jy nog graag wil speel, wat jy nog nie gespeel het nie? Nee, nie wat ek kan dink. Ek dink nooit eintlik so aan goed nie. Jy weet, ek voel goed kom oor my pad, en dan weet ek is reg of is nie reg nie. Ek lees juist nou 'n wonderlike boek, maar die stuk wat ek nou doen is te veel dieselfde. So ja, ek doen nou 'n nuwe stuk wat gaan oor Franse skrywer, ook 'n Nobelpryswennende skrywer, Annie Ernaux. En sy het uitgevind op die ouderdom van 10 dat daar 'n kind voor haar was. 'n sustertjie wat dood is, en sy is nooit vertel nie. En die ma het nooit van vertel nie, die pa ook nie. Hulle het haar pa begrawe, en langs die dogter se graf gestaan, en is nog steeds nie haar naam genoem of iets gesê van haar nie. En dan was dit haar hele reis om met hierdie verwonding te werk toe sy uitvind, want toe voel sy skielik op 10, en niemand praat daaroor nie, maar op 10 voel sy word op sy gestoot, want hier is hierdie skade wat oor haar hang, hier is hierdie ander, meer geliefde kind. Jy kan, dit is mos nou soos as iemand, as jy met iemand in die stryery is, en hulle kom met die God-argument of ietsie, dan moet jy net moed opgee, want dit is, daai teenwoordigheid is daar. Jy kan nie. Hoe leef jy daarmee saam? Ja, so dit was my ook is my 'n wonderlike ding om te doen, want het is baie subtiel, niks gebeur nie. Dit gaan alles is 'n gesprek met haarself, 'n gesprek met die dooie dogtertjie. Wat is die naam daarvan? Die ander dogter. Die ander dogter. Ja.
Jy sê lees nou 'n boek net uit dood en nuuskierigheid. As jy 'n boek lees jy gewoonlik 'n boek om materiaal te kry of lees jy 'n boek om ek weet jy's lief vir lees, né? Ja. Lees jy die boek omdat dit nou lekker is, dat jy gunsteling skrywers wat jy net lees of hoor wanneer jy dit kry? So wat lees jy op die oomblik? Soms bring mense vir my goed, dan lees ek dit omdat dit dalk materiaal kan wees, maar oor die algemeen lees ek maar net wyd. Ek hou net daarvan. Ek hou van goeie literatuur is my lekker leeswyd, maar op die oomblik lees ek 'n dis wonderlik vertaal uit die Nederlands uit 'n boek met die naam van die Papawers en dis 'n ma. Die Papawers. Eintlik 'n stiefma, is eintlik 'n stiefma. Die seentjie wat baie groot geword, die seun skielik hier so as 'n tiener kom dit na vore dat hy skizofreen is. Jene. Ja. En lyk my ongeneesbaar, so heeltemal klaar by die boek nie. Ongeneesbare. Nie dat skizofrenie eintlik geneesbaar is nie, maar dit kan beheer word, maar syne nie, omdat hy erken nie dat daar iets verkeerd is met hom. Is dit non-fiction? Non-fiction. Non-fiction. Ek dink dit is non-fiction, ja. Dit is soos 'n ander diagnose boek ook is non-fiction, ja. Maar dit is geskryf as 'n lang brief. Ja. So dis net 'n bietjie te veel dieselfde, maar dit is fantasties geskryf. Dit is so mooi geskryf. Jy sê nou die Papawer, ek net gou vertel van 'n simpel dingetjie. In die een of ander vraesteller het ek net eendag gelees. Jy weet baie keer dan sê hulle nou mos wat die kinders antwoord. En toe was die vraag verduidelik in 'n sin, wat is 'n kadawer? Toe sê die seun, toe skryf hy my ouma het voor haar huis in die paadjie wat opstap na die voordeur toe. 2 rye pragtige kadawers geplant. So daar's die papa. Daar's iets waar daarvan, die plantjies so mooi gegroei het, die blommetjies op die kadawers. Ek sien so die voetjies wat so uitstap. Miskien was hy 'n serial killer. Who knows? Ja, het klink daar's nou 'n mooi fliek in. Daar's 'n storie op verhoogstuk. 'n wonderlike storie. Tannie op die plaas wat so. My ouma het baie kadawers, my ouma. Ek mooi rykies. Rykies kadawers. As jy nou hoe wil jy onthou word? Ek meen as 'n aktrise weet ek jy is die Suid-Afrikaanse vroulike aktrise, maar as 'n vrou, as 'n persoon. Nee, ek weet nie eintlik hoe ek wil die ander mense my moet onthou nie, maar ek dink ek sou graag teen die einde van my lewe wou vrede hê dat ek kan sê ek het die pad gestap wat ek moes. Jy weet, nee. Ja, en ek kan maar byvoeg sinvolle bydra. Ek dink jy kan bydra, sinvolle bydra, fenominale bydra, dink ek kan jy sommer nou al aftik. Nee, kan dit nie, dit is deel daarvan. Nee, dit is deel daarvan. Graaf sê en sy het 'n sinvolle bydra. Ons moet iets meer poëties hê. Nee, maar ek meen surely voel jy dit tog. Jy het jou pad geloop. You did it your way. Ek voel al hoe meer en meer Okay, wat moet ons vir opsit? I did it my way. Het jy enige regrets of glo jy nie daaraan nie? Ek dink mense het uiteraard regrets. Ek dink jy sal 'n psigopaat wees as jy nie regrets het nie. Dis wat ek ook sê as mense sê. Ja, maar ek dink nie dis iets wat mense moet te veel mee omgaan nie. Jy weet want dit maak mense bitter, dit maak mense negatief en dit maak mense depressed. So ek ly nie aan depressie nie. So ja, ek het sekere regrets, maar dit is goed wat soos jy ouer word dan sê jy okay, ek kon dit beter gedoen het, ek kon moes dit gedoen het en nie dit nie. Maar wat is die punt? Wat is die punt? Dit is maar net hindsight, so all geniuses, jy weet. Wat nou? As jy so terugkyk dan weet ons almal wat ons moes gedoen het. Ja, dis mos nou maklik. Dan sou die vryheid, dit neem ook die vryheid weg. As jy nie kan foute maak, want vir my deel van vryheid so ook is dat jy jouself moet toelaat om kan foute maak. Jy mag foute maak, en jy mag groot foute maak. En jy mag jouself vergewe daarvoor. Moet jouself. En Sandra, ek het nou nog gesê ek wil terugkom hierna. Wil jy 'n bietjie vir ons advies gee? Of vir ons vertel hoe jy dit regkry of wat sekere beginsels is? Hoe is dit dat jy, kyk toe ek jou geboortedatum sien, né? Toe skrik jy, ek weet Ek is alleen. Toe voel ek moet daai ID van jou uitcheck. Sy het my ook gebel. Glo dit nie. Moes 'n paar bronne opsoek. So ek wil vir jou vra, jy boonbehalwe dat jy jeugtigheid het en 'n nuuskierigheid het en jy het energie duidelik en jy is op en wakker. Kyk, jy's 'n dinamiese vrou.
Jy het jou gesondheid so mooi bewaar. Dink jy dit is omdat jy net so mens is, of is daar sekere goeders wat jy doen of nie doen nie, wat jou help om jouself so mooi te preserve en so pragtig voor te kom? Dit klink soos jou pakkie lyk so Dit goed. klink soos 'n ou Dis wyn. 'n vriend van my wat verweerkens het altyd gesê, "Oh, she sleeps in for my house." Sy slaap in formalien. O, dit klink verskriklike idee. Ja, ek dink gesondheid gewys is ek gelukkig dat ek goeie genes gekry het. Ek meen ek dink dit is regtig 'n blessing, dit is fantasties. Maar ek het op 'n redelike miskien so was dit wanneer so seker so in my 40er jare het ek begin met 'n ding wat hulle genoem het life science. En dit was baie interessant, maar dit is te ekstreem. Ek is nie meer 'n life scientist nie. Jy basies vas jy vir 3 weke 2 keer 'n jaar op water. Net water vir 3 weke. Dit is gevaarlik. Ja. Wow. Dis gevaarlik. Dis rond. Nee, maar weet jy wat dit- ek het hoor dit nog ek is kranksinnig. Jy kan dit nie doen nie. Dit is En jy nie het dit so gedoen, erg nie. ja. Ek het vir 10 jaar het ek dit gedoen. Elke wow. jaar vir 2 jaar. Dit het baie voordele, né? Kognitief en vir jou selle se repair. En jou en- selle, jy vir jouself, ek weet jy stap daar uit, jy lyk regtig 10 jaar jonger. Dit is en jou energie. Jy weet as terwyl jy vas het, jy nou nie baie energie nie, maar daarna is net in jou vel, dit is net ongelooflik. En dan moet life science het geglo aan rou eet. O, mooi so. Ja. Rou, ja, dis meer haalbaar as om Ja, vir maar 3 dit is weke in die nie winter nie lekker nie, want Okay. maar ek meen so mens kan so net sorg dat jy altyd rou by alles het, dink ek. Rou by eet, so met Ja. ander woorde, jy Doen maak jy- daarom jou soetpataties lekker gaar en dan eet jy, sorg jy het jou komkommer, jou tamatie, jou berries, jou al daai goed. Doen jy dit weet nog het steeds? Ek weet wat doen jy nou? Nee, ek hou nou meer. Ek hou nog by die beginsels daarvan want dit is maar dit sê no meat, no wheat, no dairy. Ja. So ek is nie goed op melkprodukte nie, so ek vermy dit min wanneer van ek ons kan. is eintlik. As ek kaas eet, so Ja. bokmelkkaas Ja. of skaapmelkkaas. Ja. Ek eet vleis, maar nie baie nie. Ek eet meer vis. O, lekker. Ag jy weet ek dink wat gelukkig was is ek het byvoorbeeld glad nie deur menopause gegaan nie. How come? Jy het deur menopause gegaan, maar jy het nie Ek het nie simptome gehad. Ek het deur menopause gaan alweer. Asymptomaties. Maar ek het nie Lucky simptome devil. gehad. Ek dink dit was oor die vas. Dit kan wees. Want ek het destyds vir Charlotte Pratt Jones wat die hoof is van Life Science gevra of haar gesê en sy sê my dis vas. Dis die vas wat dit doen. So ek neem aan, ek weet nie. Ja. Maar so dit was maar en ek weet nie hoekom nie, maar ek dink altyd daai middeljare is so 'n belangrike tyd want dis van ding goed begin verkeerd gaan in jou liggaam as jou hormone begin afskakel. Lastig raak, ja. Ja, jy weet. So ek dink dit was 'n goeie ding vir my gewees om daai tyd te doen. Maar dit was te ekstreem want ek was so skoon as ek iets verkeerd eet as ek op toer is of so, dan word ek so siek. O, dis ook nie lekker Ja, nie. dan is dit nie lekker nie. So ek dink 'n mens moet 'n balans probeer. Maar kry. jy oefen ook, né? Ek oefen ja, ek doen pilates, ek doen yoga, ek stap my honde elke dag as ek kan, ek swem. Ek roei soms nog, maar ek roei baie min deesdae. Waar Ek swem swem jy? Amerika. Waar swem jy? En die see, ek is op die see so. Wat is dit? Ja. Koue ja. water. Lekker. En ek duik. Ek hou van scuba duik. So ek het nou weer begin scuba duik. So, ja. Lekker. Ja. Sandra, jy's 'n inspirasieman. Regtig. Jy's Kyk 'n mense, inspirasie. ek weet julle gaan nou almal Google hoe oud sy is, maar ek luister nou net daar. Snorkel, pilates, yoga, Stappie honde. stap die honde, okay, dit mense kan ook maar net so om die blok stap soos ek Nee, dan nee, sê. nee, 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 jy ek- stap nie om die blok nie. Ek stap in die berge en dan want ja, Stap in die berge en dan nou nog die roeiery ook. Sien, inspirasie. Ek weet ek gaan nou So weer jy gesê ek gaan ek roei baie my min ek gaan nou dis weer my shrink moet gaan bel want ek gaan nou weer 'n minderwaardigheidskompleks hê vandag. asseblief. Nee, dit is so inspirasie. wonderlik. Ek voel Dis sommer om my wonderlik. kosietjie aan te trek en 'n bietjie te gaan swem in die see. Ek sien 'n video. Hulle wil dit sien, reg? Weet jy wat is deesdae Ek wonderlik hier by hiberneer ons? net in die Is wat? winter. Daar's saunas wat hulle. Yes. Ja, nee, Ek gaan sauna jy en dan hol jy in die see. Ja. Dit is lekker. Nee, ek is baie lief vir swem, maar ek het nou agtergekom in die laaste, kom ons sê 10 jaar. En ek het nou maar daarby ek exhale en ek sê and so it is.
Ek vind dat ek in die winter hiberneer. In die somer is ek in die oggend 5:00 as die son op is ek op en wakker. Ek is vol energie. In die somer swem ek en ek stap en ek is baie besig. In die winter wil ek nie gaan swem nie. Ek at most sal ek my kamera vat en dam toe stap en gaan voeltjies afneem. Maar ek wil 6 uur by my huis wees, my kaggeltjie moet brand en nie. Ek hiberneer in die winter. So, maar ek dis is nog nie hiberneer om jou kaggel te laat brand in die winter nie, dis 'n moed. Ja, dit is 'n moed, maar ek is nie so aktief nie, maar ek gaan een van die dae weer lekker swem in die see. Dit is fantasties. Daai soutwater is so goed vir jou. En daar's ietsie oer aan swem, né? Ek het baie open water goeters gedoen. Het jy? Ja, en ek het al gaan swem in Turkye en ek het al geswem in Montenegro en ek gaan nou in Sicily swem. Dan Hoe bedoel jy gaan swem? Ek gaan op so 'n swemtrek. Dan doen ek sê nou maar 5 km op 'n dag, maar dit is jy saam met 'n groep en dan swem jy van eiland na eiland of van hier na daar. Dit is so lekker. Maar daai water, daai volume water, Ja, dit is daar's fantasties. ietsie oer daarin en as jy eers daarin is, kan jy amper nie daar uit nie. So ja, ek was nog altyd lief vir roei. Het jy 'n kanoe waarmee jy roei? Hoe roei jy? Of roei jy 'n masjien? Nee. Jy het kanoes. Ek hou nie van gym nie. Ja, ek ook nie. Het jy kanoe? nie. Ek het ons baie praat jare oor die gegym gym. en dis my ek glo ook daar doen net oefening wat vir jou lekker is. Absoluut. Jy moet nie veel oefening doen wat vir jou straf is nie. Ja. Maar nou gaan party mense daar sit en sê alle oefening is vir my straf. Ja, weet jy, ek dink jy is so reg en ek dink dis presies waar ons die fout maak. Dis hoekom ek ook sê oor gyms en dat ek so bly is jy sê dit want ek dink mense voel net as jy gym toe kan gaan. So baie mense het nie die geld vir die gyms nie Ja. of hulle haat dit. En ek is een van die mense, hand op, ek haat gyms, jy weet. En ek dink as jy net besef maar jy kan net so goed oefen deur te gaan stap. Jy moet nou obviously 'n bietjie weight bearing doen, maar jy weet, loop sommer. Ek sê vir jou stap is die beste. Jy moet buite kom. Jy moet in die natuur wees want daar is die meeste voordele, né? Ja, maar onthou as jy gaan opstap in die berge, jy weet dis nie gelyke terrein nie. Jy gebruik baie spiere want jy is heeltyd besig dit is om te klim of te balans. Jy stap met jou honde. Ek sien nou 'n prentjie met 3 of 4 honde. Het jy 1 hond, het jy 2 honde, het jy 3 honde. Ja. So jy voel ook veilig as jy gaan stap. Ja. Jy stap nie met 'n groep nie, jy stap met jou pack of dogs. Gaan stap julle 'n lekker end. Ja, ek het 'n ou Land Rover Defender wat almal sê ek moet verkoop vir die dinge. Sy groen. Ek nie krag stuur nie. Maar sê maar nie dis my job vir arms. Ja. Regtig nie krag stuur nie. Maar dis nou my tweede kar. Ek noem dit my Bobmobile want my 3 honde is Bailey Algon Bumble. So dis Bob. ja. My Bobmobile. Ons is almal in die Bobmobile en dan gaan ons daar op na die berge toe, parkeer en dan begin ons stap. So ek sit hulle nie eers op leibande nie. Dis Hulle moet fantasties. hardloop, hulle moet speel, hulle moet hardloop. En die ou girl is al 14 en sy kom saam. Partykeer moet ek wat terugsit en dan loop ons verder maar. Jy weet. Maar dan sit jy al terug in die kar. Ja, Ja, ek laat laat sy haar maar- swem want sy is 'n labrador en sy moet swem en sy moet hou swem. van swem. Dan gooi vir haar balle en sy gaan haal hulle en dan sit ek haar terug in die kar en dan gaan Sy stap ons. seeswemmer of damswem. See of dam? Nee, damswem. Damswem. Sy kan voel haar bene is nie meer sterk genoeg Ja, om vir die die branders see. te vat nie. Ja, ek voel baie keer so, ons gaan elke jaar Glentana toe. En Glentana nee, weet jy wat, nee, hierdie seisoen wat nou Desember was dit daar uit, maar die jaar voor dit die sand het so gespoel, daai branders, nê, was verskriklik erg. Ek was bang ek gaan 'n knie. Ek het gevoel my bene gaan agtertoe kan buig. Ja. Ek het gevoel my enkels gaan dit nie kan hou nie want dit was so erg. Dan kan ek sien ek is nou een van my ou tannies. Toe ek 'n kind was daar so 'n puzzle geweest met sulke ou tannies met sulke spatare op hulle bene wat net so hulle toon in die water sit. As ek al sê so kan ek dink ag nee, ek het daai tannies. Maar jy daarom nie die puzzle. nie die frilletjie baaibroek nie. Nee, ek het nie. Nee, ek het nie. Nee, ek dra my bikini. Wat? Ek wou nou net sê, jy het tog 'n bikini, nee? Het jy nie meer? Maar so, ek dink op hierdie ligte noot ons kan maklik vir nog 'n uur lank gesels met Sandra. Sandra baie dankie. Dit Nee, was baie lekker om dankie met vir jou te julle. gesels. Julle het my nou soveel komplimente toegeswaai. Luister Sandra, jy is so tydloos. Die rolle wat jy speel, jy as mens is absoluut tydloos. Dit voel vir my daar's nie 'n begin nie, daar's nie 'n einde nie. Daar's net 'n infinite
bron van lewe en passie. So, I thank you. Hoe wonderlik was dit nou nie? Ek is baie geïnspireerd. Ek Dankie julle. gaan nie vir my hond kry om te stap nie. Ek is bietjie lui daarvoor, maar ek gaan ook aan die beweeg kom as julle my weer sien. Hoor. Sal julle sien hoe blink my gesig en al die vreugde. Baie dankie en julle moet onthou, kom in kontak met ons, info@grysengatvol.co.za. Ja, tot volgende keer. Mooi bly. Hierdie potgooi is slegs vir inligtingdoeleindes en nie om mediese advies te gee nie. Indien iets jou bekommerd of nie reg voel nie, raadpleeg asseblief onmiddellik 'n mediese praktisyn.